Maar ja, gaan aan met jou storie. Hoe het jy toe nou by Christendom uitgekom? Ja, so, wel, ek het begin uitgaan met Elsha, en haar pa, ja, ek dink julle ken hom, hy is pastoor Gert, en hy is baie snaaks met hoe hy met goed werk. Hy het glad nie met my gepraat oor die Bybel nie, hy het niks van daai aard gedoen nie, maar al wat hy gesê het is, as jy by ons kom kuier, jy gaan kerk toe op Sondag, as jy nie om wat nie. En ja, ek het kerk toe gegaan op Sondag, ek het nie regtig geluister nie, ek het nie omgegee nie, en so is dit aangaan, so het ek meer geïnteresseerd begin raak, want ek soos, okay, ja, fyn, julle sê nou hierdie geloof is so fantasties en julle het al die antwoorde, kom ek vra 'n paar vrae en kyk of julle die antwoorde het. En my surprise, ja, julle het al die antwoorde gehad. En ek het nader aan begin met hom praat en ek het om 'n paar vrae gevra en hy het baie van my vrae beantwoord en ek het agtergekom dat hoorie, baie van hierdie goed maak sin. En dit het my gelei om 'n bietjie die Bybel te lees en hoe meer ek gelees het, hoe meer vrae het ek gekry. En ja, ek het nog steeds vir 'n baie lang tyd, het ek nog steeds, ek het geweet kind of dat hier's iets hierso, maar ek het nooit regtig geglo 100% nie. Maar soos ek by hulle gekuier het en soos pastoor Gert my uitgehelp het en my nader aan God gelei het, hoe meer het ek begin uitvind en hoe meer het ek gegroei. En die een keer voordat ons Cambodia toe gegaan het, 'n rukkie terug. Asseblief, ja. Jy het nou net gesê ek is bang ek vergeet. Net om terug te kom van toe jy sê jy het baie vrae gehad as iemand wat nie in God geglo het nie. En toe was jy verras gewees dat mense wel antwoorde het op daai vrae. Nou jy sien, dit is 'n groot probleem wat ek ook sien in die samelewing, is die feit dat daar soveel ateïste of wat ook al mense hulle nou wil noem, of mense van ander gelowe, ons Christene vra en ons kan nie daai vrae beantwoord nie. Jy sien, dit is die ding ook van daai mense wat sê hulle is Christene. Mens moet regtig begin Bybel lees. Baie van ons het tweedehandse kennis. Ja. Jy het gehoor die pastoor het iets gesê of iemand anders het iets gesê. Nou dis goed vir die eerste vraag wat iemand jou vra, gaan jy hom antwoord. Maar sodra iemand 'n opvolgvraag het en jy het nie self gaan navorsing doen nie, kan jy nie daai vraag beantwoord nie, want jy het net die eerste gedeelte geken wat jy gehoor het by iemand anders. Ja. Maar as jy werklik Bybel lees en begin kennis opbou rondom die woord van God, kan jy werklik iemand begin antwoorde gee in totaliteit in dit wat hulle wil weet, nie net oppervlakkig nie, want ek moet vir jou sê, ek hou daarvan om hierdie debatte te kyk, as dit oor my sosiale media kom, wat mense, Christene debatteer, en dit help jou ook, met wysheid ook, want jy leer ook by ander, en sê, ja, ek het nooit so daaraan gedink, wat ook al, so dit is goed om ook jou Bybel te ken, en antwoorde te hê, want daar's mense wat vra het, en die ding is, baie mense volg nie net blindelings nie. Ja. Baie mense soek antwoorde afhangende van sy tipe persoonlikheid. So, as daar iemand is en jy het goeie antwoorde vir sy vraag, dan gaan jy daai persoon tot inkeer kan bring. Maar as jy nie antwoorde het nie, gaan daai ou nou net weer sê, ja, ek het daai Christen weer lekker ore aangesit. En is so waar wat jy sê, en ek love wat jy nou net gesê het, want soos en altyd as ek 'n Christen gevra het, ja, maar wat van die, dan was hulle van, either, dit staan nie spesifiek in die Bybel nie, of daar is sekere goed wat kontroversieel is in die Bybel, wat nie verduidelik word nie, of al daai goed, wat eintlik 'n pot nonsens is, want in my opinie, alles in die Bybel kan verduidelik word, en daar's nie een ding wat kontroversieel is teenoor 'n ander ding nie, en as